Goeiemôre en baie welkom by ons E-Kerk Lydensweek oordenking. Ons is vanoggend saam in hierdie Lydensweek oordenking en ons het gesien gister hoe Jesus ingeloop het in Jerusalem. Vandag is ons by sy eerste dag of dag 2 in Lydensweek waar Jesus in Jerusalem die godsdienstige temperatuur op 'n dramatiese manier verander. Die manier toe Jesus die tempel uit diens uitstel. Gister het die mense gejuig en gesing, prys hom. Vandag het die godsdienstige of gaan die godsdienstige leiers besluit of Jesus moet sterf. Ons lees hiervan in Markus 11 vers 12 tot 19. Ons lees waar Jesus hierdie tempel binnegaan en die tafels van die geldwisselaars totaal en al omgooi. Hierdie was nie net 'n tempel skoonmaak of 'n tempelreiniging soos ons dit soms lees nie. Dit was 'n uitdiensstelling van die tempel. Dit was doodsake. Jesus was so intens teleurgestel oor wat hy in die tempel gesien het en wat oorgebly het van die tempel, dat dit daartoe gelei dat hy die tafels in die tempel in die voorportaal totaal en al en op 'n dramatiese manier omkeer. By die tafels is onrein geld vanuit ander streke geruil of gewissel vir kultiese aanvaarbare of rein geld. Hierdie tempel het 'n besigheid geword, 'n plek van uitbuiting eerder as 'n plek van aanbidding. Maar Jesus het nie gekom om die tempel te reinig, laat hulle weer dit kan hergebruik nie. Hy het gekom om dit finaal uit diens uit te stel. Daardie maandag die tempel se doodsklokke alreeds begin lui. Jesus het die ligte afgeskakel. Hy kon dit doen. Hoekom? Want hy was groter as Moses, as Salomo en die Sabbat self. God se heiligdom is veel belangriker as hierdie ontheiliging van die tempel. Hierdie tempel kon nie net skoongemaak word nie. Geen reinigingsseep kon hierdie tempel skoon genoeg kry sodat hergebruik kon word nie. Dit moes vervang word met 'n nuwe een. En binne 'n paar dae sou Jesus se eie liggaam hierdie tempel se werk finaal oorneem. Sy bloed sou eens en vir altyd versoening tussen hemel en aarde bring. Soms probeer ons ou sisteme hergebruik en dalk skoonmaak sodat ons dit weer kan hergebruik. Maar Jesus het gekom om 'n nuwe pad oop te maak. Laat ons nie vasklou aan die ou maniere nie, maar kom ons volg Jesus, die ware tempel. Dankie dat jy saam gereis het. Ons sien julle môreoggend vir ons volgende oordenking. Totsiens.